Die koekblik is daai magic wat ons uit daai koekblik uit gaan haal en om saam met jou te gesels het en ek sit vanoggend en ek dink maar wat sal die koekblik hierdie week kan sê daaroor en vir my is dit absoluut dat jy as grondslag is het sport vir jou die grondslag gelê. Kom ons noem dit rugby, het die grondslag vir jou gelê en die fondamente wat jy as in 'n rugby wêreld gaan leer het is so maklik om 'n transition te maak in boks in strongman, in werk in 'n gesinsman, in 'n verhouding met 'n girl. En vir my is dit die koekblik vandag as ek dink aan Jacques Coetzee is jy het absoluut daai grondslag wat vir jou reg is en dit maak van jou die integriteit wat jy het hier vandag. So I want to salute you vir dit, vir die besigheidsman, vir die boks, vir die strongman, vir al daai titels, maar vir die mens wat jy is en die pel wat jy ook vir my is. So ek waardeer dat jy by die koekblik is. Hierdie man is magic. En dankie dat jy saam met ons kon kuier het. Dit was 'n voorreg my vriend, mag Here jou seën in jou program. Baie dankie vir die tyd. Ek is geseënd om op 'n program te wees. Dankie. Dieply humbled. Dankie. What I've learned from you today is that how important it is to be a clubman. And I really want to congratulate you on the fact that you are a clubman, starting off as maybe I would say watching your dad and them play. And then getting to the spectator side of it, becoming a player, becoming later on a coach, and then going through up to president. But as the person that you are always there to help. And I think you are not sitting up there saying, I'm the president of the club. You are actually being part of the ground level as well. So my koekblik today would be that person, be Clive Bartman, be that person that really goes out and be part of a club and always leave it in a better place than it would have been. Yeah, I think that's very important, you know, and thank you firstly for what you said. Yeah. It means a hell of a lot to me, you know. But it's very important that if you're going to be a club player, become a clubman. Yes. Get on committee, help wherever you can. Yes. And I mean, Pirates Rugby Club will outlive us. There's no doubt. 100%. So we're just custodians. Yes. And we just got to make sure when we leave the place the club in a better place. Yeah. And I think you guys are really up there. So congrats. We've got a lot of good guys in this club, and we're blessed. Yeah. Congratulations. Thank you, and thank you very much for your time. Thank you. Thank you. Die magic wat ek het om eerstens met jou die onderhoud te hê is vir my amazing, maar wat vir my profound is die koekblik oomblik vir my vandag met jou is dat jy is so amazing mens en jy het soveel dinge bereik as ons na daai gaan kyk. Maar jy's vir my die mees nederigste mens en wat ek wil leer by jou is hoe jy eintlik mense vorentoe vat. Jy sal liewers jou eie prestasies een kant toe skuif om 'n ander persoon beter te laat voel. En die dag wat ek jou ontmoet het ook wou jy meer van my weet as wat van jouself wil en ek dink dis fenomenaal wat jy reg kry en maar wat jy ook leer vir die persoon of dit nou hierdie kinders is of vir wat ook al jy voor jou het is dat die liefde vir die trui wat jy aantrek of dit nou van Vrystaat trui tot die World Cup trui is om daai liefde en daai companionship met jou maats maar jou nederigheid staan vir my bo alles uit. So for that I salute you. Well done. Dit's 'n koekblik oomblik vir my om en dit is 'n absolute eer om met 'n Springbok te kan wees en daai baadjie wat jy dra met daai is absoluut stunning. Baie dankie. Thanks koekies. Hy is mooi en baie dankie vir daai kompliment. En nou bid elke dag daarvoor en die groot ding is mens moet lief wees vir mense. En ek moet werk regtig daarin en hou sê dit maklik, maar daar's baie mense wat vinnig voor jou stop. En dan moet jy mooi besluit is jy lief vir hom of nie. So baie dankie vir daai ek waardeer dit. Dis 'n awesome show. Love die koekblik. Volgende keer moet daar koekies aan wees. Ons gaan definitief koekies insit, maar ons gaan die koekies moet opeet in die proses. Dis 'n great show die en ons gaan weer nog great manne hier kry en thanks koekies. Dankie vir jou. Waardeer. Dankie. Okay. This is just a magic journey for me and bringing me to my koekblik moment of die koekblik oomblik is for me is the fact that seeing what you have done for rugby as a person, you are a true legend for what you did. And although people you can maybe think, no, I'm not. You're definitely for the fact that you were ambassador for rugby when you started off as a youngster.
putting your hand up and saying, listen, let's start a club. And from the times when you went up into different ranks, playing different rugby, meeting mates, and I know you as a friend, you're an amazing guy, and you will always be there for anyone. I would really want to salute you as a person, and I would encourage anybody to be a Warren Hickenbottom, because the fact that you are just a club man, you are a guy for rugby, your love for rugby is just there, and that is just amazing. So all respect for you, and thank you for being part of this journey with us on the Koekblik. Thanks, Cooks, and I mean, well done to you for putting this together. I think it's a great thing. I can't wait to watch it and all the other interviews that you've done, and I hope it just spreads the awareness and the love and all the rest of for this great sport of ours. Fantastic. Thank you very much for your time. Thank you, Thank you, Warren. Ek dink vir my as afrigter, ek gaan vandag as afrigter hierso praat, is ek leer baie by jou, maar wat ek hou van is die feit dat jy jou kultuur inbring, jou eie kultuur van nie van Afrikaans of Engels nie, maar die Potehiman kultuur bring jy by mekaar. Maar jy doen dit so met genoeg stywe hand, met die groot hande wat jy het, druk jy daai ding vas. Maar jy inspireer soveel mense wat ek dink nie jy besef hoeveel mense inspireer, van Amerika regdeur tot hierso, en ek dink vir my is dit die oomblik, is die Koekblik oomblik, is ek wil daai kultuur binne my skep om ook daai suksesse te hê wat jy het, en I salute you for that. Well done vir jou. Ja, baie dankie. Vir my is dit altyd, jy weet, as ek met 'n span werk, is dit my seuns. Jy weet, soos in Amerika, dis my familie daai. Dis al wat ek het. Dis daai klomp seuns daar om my, jy weet, en ek wil hom hanteer soos ek my eie kind sal hanteer, jy weet. Absoluut. En dis vir my dis altyd 'n voorreg. Ek bedoel, dis 'n voorreg om met mense te werk, en jy weet, as soos jy sê, as 'n lewe na rugby, jy weet, hulle iets by my kan leer van die veld af kry. Ja. Ek dink 'n mens probeer vashak op die feit dat daar moet bekers gewen word, maar die bekers kom van self as dit wat jy reg kry in plek is, dan kom 'n ou daarby. Baie dankie. Absolute voorreg. Dankie. Dankie. Waardeer. My Koekblik oomblik vir jou is, wat ek van jou hou is die feit dat jy bereid is om jou rugby wat jy al die jare by mekaar te maak. Jy gee gemaklik jou knowledge af vir die volgende vir die jonger geslag. Maar jy bring dit met soveel deernis, en ek het dit eintlik hierso so mooi vir myself vanoggend gesê, jy maak rugby harte en nie net rugby spelers nie. En I salute you for that, want dit is baie maklik om 'n transition, om daai manne van onderaf in te bring en te sê, hier's jy, en jy druk die regte supplements en die goed voor hom in, en almal gaan, maar jy het 'n sagte hand op hulle, maar die manier hoe jy afrig vir my is, jy gaan wys vir die ouens, en baie keer wat ek al gesien het met jou werk is, jy challenge die ouens, jy sê vir hulle, okay, maar kom ons, julle wil skop, kom ons gaan skop, en dan wys jy vir hulle, en ek hou van daai wetenskap wat jy eintlik, weddenskap wat jy met die ouens het, want jy's eintlik, hou jy hulle op 'n plek. So ek wil jou vandag salute vir die feit dat jy 'n fenominale coach is, you know what you do, maar in die hele selfde proses, jy soveel respek vir almal, en of dit nou 'n jong mannetjie van 14 is, en of dit nou ek is wat hier voor jou sit, en ek wil vir jou baie dankie sê, dat jy dit aan ons vir rugby gee. Dankie om Koekies. En dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het, en dis absoluut 'n eer om jou op die Koekblik te hê. Hierdie man is 'n legende. Hy is 'n absolute skopkoning. Julle is welkom om hom te kontak. Laat hy vir julle, laat hy of hy jou seentjie van 6 vat, en of hy jou seun van 25, hier is die man om te kontak, en sterkte met jou loopbaan, sterkte met Noordheuwel se voorbereiding. Nou is dit die harde werk. Hierdie is die moeilike tyd van die werk, maar ek wens jou sterkte toe vir wat jy gaan doen. Baie dankie om Koekies. Dis hy, baie dankie. Dankie. My magic was vandag om tyd by jou te spandeer. So 'n bietjie 'n nuwe angle van rugby ook weer raak te sien, alhoewel jy ook saam met ons gespeel het, was jy baie in die bestuur en die mooi maak en regmaak en die geraamte van rugby. Ek het dit vanmôre vir myself genoem, die geraamte, want dit is vir my so profound om te dink dat ons kyk so vinnig vas aan die suksesse, maar aan die agterkant is eintlik die unsung heroes wat daar so sit. En vir my is jy vandag aan die Koekblik oomblik is Nico Swart, daai absolute hero wat so baie mense se lewens verryk het. Myne was self ook verryk deur jou, en soveel mense het uit die Nico Swart Koekblik uit gaan eet, en I salute you vir dit, vir die feit dat jy absoluut
unsung hero is en vir soveel mense baie beteken het. Well done. Ek wens ek kan 'n stukkie van Nico Swart in my cookies as die coach cookies en dalk later jare in bestuur net in my lewe inbring. Well done vir jou. Dit is briljant. Baie dankie. Dankie vir die geleentheid en ja, ek maar net iets vir die mense daar buite kan sê of vir enige jong mens, is leef jou lewe en leef 'n eerlike opregte manier. Maak nie saak, jy gaan ups en downs kry in jou lewe, maar dis hoe jy daar deurkom en hoe jy die mense daarna net in die oë kan kyk. Ja. Jy kan sê, weet jy wat, ek het dit geniet. Absoluut. En dis waar die lewe gaan vandag. Absoluut. Uit die koekplot, man of the moment, jy is absoluut meneer rugby vir my. Nico Swart, ek waardeer jou. Sax, I'm going to keep to your name of Sax that I know. You're a brilliant guy. I love you to bits. You've been, over many years, you've been the fun guy and every week I've got Eddie Koekpluk uit and Eddie Koekpluk moment that we have, and the moment for me this week is interviewing you. You're such a fun guy. You're such a positive guy, and against everything that could have gone wrong, you have gone through it, and you have made the Sax label, and you've done your thing, and you're the life of a party, you're the life of a team. You're a guy that never stands back, but what I like about you is you back up a guy. Doesn't matter who, what, how. You're a brilliant guy. And for that I salute you as a player, and thank you for being part of the Koekpluk. Thank you for being part of this journey for us as well, and please just keep going with what you are doing. No, thanks very much, and thanks for having me on board. Thank you, Sax. Appreciate it. Thank you. Dankie. Lekker. Dankie. Die koekplukke, ons het altyd die koekplukke hierso. So die eerste ding wat ek vir jou gaan doen vandag is 'n bietjie anders op die koekpluk. Ja. Ek het nou 'n klein koekplukkie gekry vir my verjaarsdag. So ek gaan nou begin met hom, want ek wil vir jou vandag iets wys wat kom ons begin met hierdie. Dit is 'n Bybeltjie en dit lyk net na 'n baie stok ou Bybel. Maar as jy hom gaan oopmaak, Johan sal hom vir ons mooi opsit, dan sê dit my pa se Bybel wat hy by Monas gekry het. 63 toe inloop. Ja, toe my pa in 1963, standaard 6, 1963 my Bybel Monas het my pa hier aangebring. En ek het vandag gedink dit is absoluut die regte plek om hierdie Bybel saam te bring en vir jou te kom wys hoe lyk 'n Monas Bybel van 1963. Ek is oortrek met hoendervleis hier waar ek sit. Dit is so kosbaar. Hierdie is so special. Charles Koekema. Charles Koekema, ja, dis my. So dit is ek wil dit graag met jou deel. Dis verskriklik. So as jy in die Griekse gesprekke het, Morney, is daar 'n woord en dit is waar ek by die koekpluk oomblik kom, anakainos. Yes. Nou anakainos beteken vir die wat dit nie ken nie, is om iets te vat wat plat geval het en om op te bring. Maar om nie net op te bring nie, om to make it more than it was before. Is anakainos. Ja. En die oomblik wat ek aan jou dink in die koekpluk oomblik, dink ek aan jou met die anakainos. Dat jy nie net mense vat en hulle net weer optel wat 'n afvlerkie het en hom gaan vasmaak nie, maar dat jy is die tipe persoon wat hom gaan optel en you take him up sodat daai ou kan rise. And for that I honor you today as 'n absolute anker van Monas, absolute anker van Kreeusdorp, absolute anker van die geestelike wêreld. I appreciate you. Ja, dis groot werk. Baie dankie. Ek sê vir jou baie dankie. Dankie vir hierdie ook wat jy wys. Dit is so kosbaar. En ek gaan vandag gaan ek vir jou ons uit die koekpluk messie gaan ek vir jou bygee want jy's 'n groot jagter. So net om te onthou dat jy saam met ons uit die koekpluk was. Baie dankie. Dis 'n absolute eer and we honor you. Dankie vir die tyd. Baie dankie. Thanks a lot. Dankie. Ek dink as ek my koekpluk oomblik nou vandag bymekaar moet maak, dink ek jy was die tradisionele hakker gewees. Tradisionele hakker beteken dit is soos boerewors, dit is soos slaghuis boerewors. Elkeen stukkie boerewors het 'n stukkie vark in hom. Jy het daai vark in jou gehad en dit was nodig geweest in die tyd wat jy gespeel het om daai vark te gewees het in aanhalings. Jy was taaf, jy was in your face, jy het nie teruggestaan nie. Maar wat ek kan sien is die humbleness wat agter hierdie hele ding sit met hierdie hele lyn van wat jy alles gedoen het, waar jy was, wie jy ontmoet het, wat jy het jy 'n ongelooflike
mooi diep hart binne in jou en ek hou van die feit dat you can reflect on where life has taken you. En dit is altyd die belangrikste. Dit help nie net jy wil upfront wees nie. Maar partykeer moet jy net drie keer terug staan. Jy moet net partykeer stop en sê okay, dit is wrong. En die feit dat jy bereid is om baie eerlik met jouself te wees en sê maar hier het ek fout gemaak. Is amazing. So ek wil jou salute vir die feit dat jy kliphard is, maar jy eintlik you're very very kind, great guy en ek is trots om te sê jy is my pel. Nee, koekies. Jy's 'n eister. Dankie. Dankie dat jy die koekblik was. Dankie. Jo, dankie sê meneer. Dankie. My koekblik oomblik vandag en dit is nou sit ek so 'n bietjie alles bymekaar as 'n gas en 'n mens wie jy is. Jy het 'n fantastiese lys van dinge, jy het die wêreld gaan sien, jy het suksesvol gewees in baie dinge. Jy het ons al baie gelukkig gemaak op die TV. Jy maak ons nog steeds gelukkig as 'n senter en 'n vleuel by die bulle. Maar ek dink jy het eintlik my koekblik al gecapture want ek wil vir jou sê jy's 'n verskriklike nederige mens. En dit is vir my tops om dit te sien dat jy dit is. Maar ek hou van ook die feit dat jy besef dat jy presies hard work. Hierdie goeders kom nie verniet nie. Niks van hierdie goeders is verniet nie. Ou werk bitter hard en dit is selfdissipline om by dit uit te kom en daai hele package is in jou koppie koffie as 'n persoon. So ek wil vir jou vandag sê ek salute jou vir die fantastiese rugby speler wat jy is en die mens wat jy is wat ek ook leer ken het. So baie dankie. Dankie vir jou tyd op die koekblik. Ek waardeer dit baie dankie. My koekblik oomblik vandag is ongelooflik die nederigheid waarin jy die lewe aanpak. Jy kry jou suksesse deur nederigheid, maar jy kry jou suksesse deur die Here eerste te stel, nommer 1. En die feit dat jy 'n gesinsman is, maar ek wil vir jou sê Kobus, die feit dat jy bereid is om 'n 0 te wees. Bereid is om te sê, maar is fyn, daar is nie geld om Pumas toe te die Pumas kan my nie 'n kontrak aanbied nie. Ek is bereid om die 0 te wees. Ek is bereid om saam te gaan. Ek is bereid om net deel te wees van hierdie daartoe jy by die varsity ouens het jy vir hom gesê maak nie saak jy's 16 kilos ek kom maar dis 16 terug is 32 wat op jou en die feit dat jy bereid is om daai nederigheid te hê. Ek wil 'n stukkie van dit vandag by my hou want dit is vir my absoluut wonderlik en die deernis waarmee jy dit vat en jy's 'n ongelooflike trotse ou. Dit wat jy uitstraal, jy het 'n ongelooflike energie en vir dit alles wil I salute you. Well done. Dankie dat jy op die koekblik is. My vriend. Fantasties. Dankie vir die voorreg. Ek waardeer dit ongelooflik baie en dankie vir dit wat jy vir ons as afrigters doen. Dankie vir die blootstelling en vir die platform wat jy ons gee om ons stories daar buite te kan vertel want ek glo dat die Here seën ons met ons stories om weer 'n blessing vir iemand anders te wees en ek gebruik eisters soos jy om daai storie te vat in die wêreld om te stuur. So vir my kant af van ons afrigters en van die mense daar buite kant af, dankie. Jy's 'n eister en ons waardeer dit. Baie dankie. Dankie. En dit is absoluut 'n eer om jou hierso te hê op die koekblik. So ek wil vandag my koekblik wil ek wegspring om vir jou te sê die vissers wat ek leer ken het en jy's deel daarvan. Julle was bereid om die vuil werk te doen. Jou pa en ma was bereid om rugbytrye te was. Was bereid om agter te bly en te help om die cones op te tel. En jy's vir my dieselfde tipe persoon. Jy's 'n ou wat bereid is om die vuil werk te gaan doen. Jy's 'n ou wat bereid is om die harde werk in te sien. Jy het nog nooit never sy daai gehad nie. Ek het jou leer ken as 'n harde werker en jy het kliphard gewerk vir wat jy wil hê, maar wat ek baie van jou hou is die deursettingsvermoë van jou wat jy al die jare net aanhou. En jy was bereid om die logistiek te wees wat die background werk is. En tot vandag toe doen jy eintlik die background werk om seker te maak dit wat mense op die TV sien is voor. En ek wil regtig vir jou sê ek salute jou vir die feit dat jy humble is in jou approach met wat jy doen, hardwerkend is en dat jy absoluut 'n wonderlike mens is en dis vir my absolute eer dat jy my vriend. Ons is al vriende vir amper 30 jaar en ek waardeer jou vir jou en jy's 'n absolute legend in my oë. Baie dankie. Dankie Piet. Daar's hy. Daar's 'n Griekse woord tapaino. Ek kan so 'n bietjie miskien dalk verkeerd wees, maar met my uitspraak van dit, maar die mooi van dit sê make oneself low or close to the ground is humble. En dit was een van my eerste dinge tapaino toe ek ken jou nou baie jare, maar die manier wanneer ek en jy praat en alles, is jy 'n tapaino.
en die humbleness wat binne in jou sit is vir my altyd so mooi van as ek Grant Estryn hoor is hierdie humble persoon. Ek hou van die feit dat ek jy het saam op 'n plek gaan afrig en terwyl ek daar is, werk ek hierdie kant saam met die forwards en toe ek die kant toe kyk, is jy besig om met my seun wat nou in graad 6 is. Hy was toe in graad 5 gewees. Toe's julle twee besig om saam te oefen en jy is besig om skills te wys. En dit is Grant Esterhuizen vir my. Dit is jy draai nie om vir iemand jy gaan en jy doen wat moet gedoen word en jy help, jy encourage, jy saam met die jeug, jy help almal en jy's 'n humble persoon en ek wil jou salute vir dit, vir die feit dat jy ongelooflik baie tyd terugsit binne in rugby en die persoon wat jy is, die huis wat jy is, dat jy nie jou voetjie gaan afkrap nie. Jy's 'n absolute fenominale mens en dankie dat jy my vriend is en dankie dat jy op my koekblik is. You humbled Tapaino. Cookies, ek is baie geëerd en dit is my voorreg om hier te wees. Ek dink waar ek huidiglik is in my lewe, ek kan net my hande by mekaar sit en sê dankie. Ek sê dankie. Baie dankie. Ja. Dankie Grant. Thanks. My cookie jar moment, my magic that I opened up is obviously meeting up with my hero that you were one of my heroes that I always had and it was always a privilege. But it's for me, what I enjoyed about you was you showed me, you hit me and all that you did was you actually just said, Boykie, relax. Yeah. You'll be there, rustig. And you know what I liked about it, Peter? You could have destroyed me in the scrums after that, but you didn't. You were kind enough to build me from there, and that helped me a lot to build up my experience as a rugby player. And from there, I was late years when I was more a senior player. I smashed the guys as hard as I could, and so for me, my cookbook moment is the fact that you are absolutely defined my scrubbing. You were part of my defining. So I'm honored, and it's an absolute pleasure having you on my cookbook. And thank you for spending the time. You're flying back tonight to Wales with your family. Be safe, and thank you for your time. Baie dankie. And in Welsh we say Dolchenbouw. Dolchenbouw, which means thank you. Thank you very much, Peter. Awesome. Dit was vir my baie profound toe ek met jou goed gewerk het, Reinhard. Jy's 'n absolute hart. Ek sien net 'n absolute groot man met 'n groot hart en jy's 'n pa vir duisende seuns en nie net 'n seun wat jy mee fisies op die veld werk, jy by Noordheuwel by waar ook al jy werk, jy kom met respek in en jy hanteer almal met respek en al het jy nie noodwendig 'n pa vir jou lewe gehad nie, het jy 'n pa geword vir baie en dit is vir my profound dat nie elke ou se pa in die lewe nie. Ons werk baie met lelike goed in die lewe, maar wat jy reg kry vir my in die lewe en dit is wat vir my baie uitstaan in die koekblik oomblik is, jy gaan breek stukkie van daai skerp kante vir mense af en jy help mense om 'n bietjie 'n stomper kant te kry wat nie seer maak nie en dit is wat jy vir my is, maar bo dit alles sit jy jou fokus absoluut op die Here en jy werk volgens sy maniere en dit is vir my absoluut die regte manier. So vir dit, I salute you. Jy's 'n amazing mens en ek is bly jy's my vriend en ek wens jou absoluut Little Lions. Ek hoop julle gaan van sterkte tot sterkte want mense soos jy maak ons lewe en ons wêreld 'n baie beter plek. Baie dankie. Dankbaar vir jou. Dankie man. Baie dankie. Ek wil vandag oom tribute en ek wil vir jou eerstens tribute dat jy absoluut saam met hom Ben loop en dat jy Dani dat jy die oom sterk maak en dit is moeilik om die ding alleen te hardloop en dat om 'n winkel elke dag te kom oopsluit en energie in te bring en die radio aan te sit en 'n koppie koffie aan te dra. So ek wil eerstens vir jou baie eer gee vir die feit dat jy agter oom Ben staan. Dit is wonderlik. Oom Ben, ek wil vir oom ook sê dit is vir my 'n absolute eer vandat ek hom ontmoet het. Oom is amazing. Ja, baie dankie. Dit is wonderlik om hierdie te sien en ek hoop dat hierdie vir my seun speel self rugby. Ek wil hê dat sy kleinkinders moet eendag hierdie nog kan sien en ek wil vir hom dank vir dit want hierdie is 'n groot verantwoordelikheid wat hom doen. En dit is regtig
dit is 'n enige goeie rugbyman moet hierdie kom sien en nou dis hoekom ek van die begin af gesê het, jy weet, ek doen dit nie net vir my nie. Ek doen dit vir die geslag wat daarna kom. Laat hulle ook kan sien waar rugby vandaan kom. Maar vir dit wil ek en daai klein kindertjies, ja. Weet, is so oulik as hulle hier inkom en hulle vra, hulle sien nou Raymond daar, dan kyk na sy bene, hulle sê, oef, kyk hy mooi bene van daai oom. En nou Dani Gerber en daai manne, jy weet, dit is net, jy voel trots. En nou Morney Du Plessis en al daai manne, jy weet, om hulle net te sien, op foto, al het jy hulle nie in lewe, dis die voorreg vir hulle om dit te kan sien. Absoluut. Anders hoe gaan hulle weet van hulle? Absoluut. Jy moet eendag jou seun nog bring en jou kleinseun bring. Ons gaan vir die agterkleinseun. Maar ek wil daarom my skouers gaan toets daar teen Kobus Versagie se beter dat ons sien of ek daarom daar naby. Ek dink jy gaan nou naby kom, hoor. Maar ek wil net afhandig om vir hom te sê baie dankie. Dankie dat hom hierdie vir ons doen en dit is ongelooflik en I salute you vir dit. Dit is wonderlik en dit is 'n eer om julle op my koekplek te hê en dankie dat julle deel is van ons show. Nee, ek sê baie dankie, maar al die eer kom die Here toe, nie vir ons. Absoluut, dankie. So my koekplek oomblik is dan altyd daai magic wat ek gesien het. Nou 'n baie interessante ding is dat Leila in baie kerklike terme beteken angel. Oh wow. En jy is 'n angel van rugby. Jy is die angel want jy staan so uit tussen al hierdie klomp mans wat daar buite is en dis 'n man's world en is tough en dit is vroue rugby is nog nie waar hy moet wees nie. Hy's nog op pad na dit toe, maar jy's een van daai groundbreakers. Jy's een van daai wat you go do what needs to be done. Toe jy by Stellenbosch aankom het jy dit gedoen. Toe jy by jou hoërskool was het you were the first to do it. En dis baie moeilik om die bos te gaan uitkap. Dis lekker as die bos uitgekap het en dan 'n teerpad. So ek sien jou baie as die bos uitkapper. You break the ground and you open it up en dis amazing en daar's nie baie mense in die lewe wat kan doen nie. Ek het dit die woord al in 'n vorige program genoem, maar anakaino is 'n Griekse woord wat gebruik word. Nou anakaino is om to take what is broken and to not to just pick it up to where it's supposed to be, but to make it better. So you take a person and you take it to a higher ground. En ek dink dis die tipe persoon wat jy is met jou empowerment wat jy doen. En ek wil graag weer daai woord vandag gebruik, anakaino. Jy's 'n anakaino, you're an angel of rugby en absolute eer om jou te ontmoet en dankie vir wat jy vir ons doen. Dankie vir vroue rugby. Dankie vir you are a voice on the field. Baie dankie vir jou tyd, Leila. Baie dankie dat jy tyd gemaak het vir my en tyd gemaak het dat ek my journey, my storie met jou kan deel en hopelik daai voice kan wees dat as daar iemand net een mensie is wat hierdie kyk en kan sien dat hulle bietjie geïnspireerd is of bietjie gaan kyk wanneer die girls volgende speel dat hulle daarom 'n stem kan wees. So ek sê ook vir jou baie dankie. Absoluut, baie dankie. Here we go. Dankie. Dis nou my gedeelte om Philly Brits nou in my koekplek te gaan bære en ek dink ek wil dit direk begin deur eerstens jou geloof is fenomenaal. Jy het absoluut daar's nie eens twyfel in jou geloof met die Here nie. En dit is vir my baie verblydend die eerste ding. Maar wat vir my baie uitstaan van jou is hoe jy elke keer die fokus van die probleem afhaal en hoe jy elke keer die probleem daar los en net fokus op die Here. En dit is vir my crucial want toe jy nie die span maak nie, het jy net aangehou. Toe elke keer soos jy sê toe jy iets anders God gemaak het het jy hier 'n probleem en dit is 'n probleem wat die gewone ou gaan sê nee, nou is ons we are done. En jy sê nie maar kom ons glo in die Here want hy gaan in elk geval daai reg maak. So vir my is my koekplek oomblik is absoluut Willie Brits is 'n man met geduld. Willie Brits is 'n man wat met inbors en met trots vat jy die wêreld aan en dit is absoluut amazing. Ek sit hier vandag. Ek het al 'n klomp shows gedoen, maar ek sit hier choopstil vandag want dit is so beautiful en Willie, dankie vir wat jy vir ons in rugby doen, maar meer vir wat jy vir ons leer buite rugby en dit maak jou 'n fenominale mens. Ek love it. Ek love wat jy doen. Daai trui is vir my stunning.
Maar die feit dat jou dogtertjie leef is en die feit dat jy 'n pappa kan wees vandag, want ek dink dit is jou grootste droom. En jy het dit en ja, beautiful. Dankie en dankie vir die koekblik oomblik. My koekblik is absoluut Willie Brits is 'n wow. Honest. Baie dankie. Prys Here vir dit. Baie dankie. My dogtertjie is regtig ja, hulle het vir my lewe en soos ek sê, dis altyd die sêkant. Ek en my sussie het gesels, want sy het ook 2 laaitjies, 2 en 4, Zian en Pierre. En hulle is so oulik en dis ons altyd sê die sêkant daarvan is my pa wat nie meer is nie. Wat dit kan, want hy was mal oor kleintjies geweest. So vir ons as familie is dit 'n baie moeilike tyd, maar klein Karakie bring soveel joy in mense lewe en dis 'n regte geskenk van die Here af. En dis iets wat ek nog hele lewe lank verwag. Soos ek sê, ek was so lank alleen oor see en gewens ek het 'n vrou en kinders daar gehad saam met my. Maar dis nou die Here werk. Verstaan, ons tyd is sy tyd hier. Absoluut. Hy werk op sy tyd en dis altyd perfek. En soos ek sê, Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê ook so, Here lief met jou hele hart en moenie op jou eie insig en staat maak nie, verstaan. Hy sal jou wys wat se pad om te vat en dis net so of my verse of life om te sê weer maar die Here lief met alles in jou, verstaan. Dis makliker gesê as gedaan, want as challenges opduik, ek het baie challenges in my lewe op die oomblik wat moeilik is. Wat ek nie altyd sê ek maak die regte besluite of sê die regte goed of wat nie, maar op die einde van die dag, die Here bly mense anker. En as jy teruggaan na die Here toe, teruggaan na sy woord toe, dit gaan beter gaan. Het verseker, die Here is regverdig, die Here is just. Hy het my nog nooit gedrop nie. En so ek sê, even nou ek foute maak, sy grace en sy mercy is nog steeds ongelooflik en is daar vir ons. En ja, ons moet net self ook kan grace en mercy vir mense wys. Ek dink ek sê baie vir mense, vriendelikheid kos niks in die lewe nie. Jy is dalk die enigste glimlag wat 'n persoon op dag sien. Net om vriendelik te wees met 'n vreemdeling. En baie keer is ons in so 'n kultuur van rasisme en hiërargie, dat ons met jou tuinwerker of met 'n bediende of so iets, of 'n waitress of so iets ongeskik sal wees, want hulle is mos nou nie beter, ek's beter as hulle. Maar op 'n ander dag, dis nie God se liefde daar nie. Dis nie om vriendelik te kan wees en Jesus se liefde deur 'n smile te kan wys. Dis waar dit gaan op 'n einde van die dag. Stunning. Amen to that. Dankie. Dankie wel. Dankie. My koekblik oomblik is absoluut, jy's 'n fantastiese mens. Jy het soveel mooi in jou en almal met wie jy praat is wys dit jou bereidwilligheid. Hoe jy altyd bereid is om te wil help en jy's bereid om die volgende meisies in plek te sit en dinge te doen. Maar dit maak van jou 'n mooi persoon, maar ek hou van die godvreesendheid wat binne in jou is en die feit dat jy bereid is om jou Here ten enige tye heel eerste te sit. Maak nie saak of jy sport doen en of jy nou in die Leeu se kantore moet sit en of jy op 'n rugbyveld hardloop nie. You always put God first en dit's 'n baie mooi ding en ek wens jou absolute sukses met waar ook al jou rugby in gaan en wat jy ook al gaan doen. Ek dink the world is up there for you. Jy beautiful. So mooi. En mag jy absoluut gebless wees. En mag vroue rugby die romanties daar buite kry en mag nog meer meisies jou ontmoet en dat die mens wat jy is vir baie mense net uitleef. Dankie. Baie dankie dat julle al die pad Johannesburg toe gekom het. Ek hoop hierdie het dit die moeite werd gemaak en dankie vir wat jy doen en dat jy vroue toelaat om te sê wat hulle wil sê, wanneer hulle dit wil sê. En ek bid vir jou en ek bid vir hierdie dat dit groter en groter word en dat dit so besig raak dat jy nie weet waar om te vat en waar om te kom. Amen to that. Uit die koekblik, dankie. Koekblik moment or my cookie jar moment in this is I've got so much respect for the fact that you took things from school and where you could have been a gangster, you could have been a drug lord, you could have been any of that. And you had the chance of getting out of it. But you went out and you did as hard as you can for as much as you can, but you were always a little sponge, taking in more info, trying to be with better people, better things, getting all of that right. And now that you've got it, you are pushing it back and you're giving all of it back and doing what you are doing, the foundation stuff. It's not earning you money. It's not getting you a big car. It's not money. It's fine. But your satisfaction is the fact if you see that little boy coming up or the next Mac running on the field and scoring a try. And my reflection on that is
I love that from you as a human being, being humble, being just a great guy on putting back into your roots. So I honor you, I salute you for the fact that you are a man for the roots, you are a man for taking things back. Thanks, man. Well done. Look, that's where I'm coming from. I was born in Soweto. I mean, that's one of the things that you look at Soweto, not even rugby cookies, you can look at any other sport, and you want to tell me that out of the millions of people that are there, we can't even manufacture or create or have the best swimmer in the world in Olympics. Come on. That must be there. But someone else must get there and do it. You can't tell me that, we can't have that. Must get your hands dirty. Someone else must, and sometimes I look at the kids, I'm saying, no, Cooks, we have to have the best swimmer in the world here. We have to have a Chelda Cloyer somewhere around. But we wouldn't know if no one else is actually doing something. So rugby for me, it was no brainer. My life, my thing, I'm passionate about it. So that's why I was a little bit biased to say, hey, Excel, I'm going to do rugby, not anything else. Well, that's the only thing that I know anyway. Absolutely. Thank you very much my brother, for being out of the Koekplek. Dankie. En ek wil sê, ek haal my hoed af vir julle vir wat julle bereid is om te doen en ek meen ek dink die normale prokureur kan net gaan en gaan huise verkoop en die huise se registrasies doen. Maar dit wat julle doen is you guys get your hands dirty en vir dit wil ek julle salute want ek dink dit is 'n baie tough industry en ja, well done vir wat julle doen, maar dankie vir wat julle doen en dankie vir wat julle vir ons almal daar buite beteken. So dis my Koekplek oomblik vir julle. I salute you guys. Well done. Ek gaan op die program gaan ons al hierdie goeders opsit. Asseblief mense raak betrokke. As julle nie het nie, gaan op my website. Ons gaan hulle link daarso ook opsit. As julle self deur probleme gaan, as daar self plekke is waar daar krap plekke is, asseblief ons kan julle in kontak sit met die mense en hulle kan julle ook help en laat ons probeer. Let's try and make the world a little bit better. Uit die Koekplek. As ek nou vat, die Koekplek het nou nog nie 'n ref gehad nie. So nommer 1 wil ek reflect op die feit dat ek dink dit is belangrik vir ons as rugby en ek steek my hand op, ek is eerste om die refs se go te gee. Ek ken my reëls en ek druk hard op die refs, maar ek dink ons moet eerstens bietjie meer genade hê vir refs en ek dink ons moet meer geduld hê en veral op skole vlak dink ek is daar baie onderwysers. So my Koekplek oomblik is ek moet leer om julle refs meer te verstaan, nommer 1 en ek dink dit is belangrik, maar ek wil dit as ek dit moet meer persoonlik maak. Jy's 'n absolute nederige mens en jy het 'n baie lang lys van 'n baie suksesvolle rugbyloopbaan en ek dink wat jy vir ons baie wys is jy het nie noodwendig nodig om altyd in die mainstream speler te wees nie. Jy kan 'n administrateur word of jy kan 'n afrigter word of jy kan 'n ref word. En daar's so baie angles in rugby en jy het die baadjies, jy het die memorabilia, jy het alles om dit te bewys en vir dit wil ek jou salute vir die feit dat jy absoluut in hierdie nederigheid, selfs toe ons in die voorbereiding van die goed, het jy het so lank lys van fantastiese goed, maar jy bly so nederig in dit en dankie vir wat jy vir ons in SA Rugby en vir ons almal beteken het en ek moet seker nou sê dankie dat hy vir Monas laat wen het. Nee, ek joke. Ek moes dit inbring, maar baie dankie. Wel dan, dit is ek dink rugby is vir alle shapes and sizes en ek dink ou moet maar daai paadjie stap, ja. Ja, absoluut. Well done. I salute you. Baie dankie. En ek wil net vir jou sê, eerstens, jy's 'n verskriklike nederige mens. Jy het so lank tally van dinge wat jy bereik het, maar jy's verskriklik nederig en dit is die eerste ding wat ek opgetel het van jou, maar jou godvreesenheid, dat elke liewe facet van jou wat ek mee praat, is jou fundament is in die Here gelê, is vir my baie crucial, is vir my baie mooi. Jy sit jou gesin absoluut eerste, jou vrou en jou kinders is jou hero, en dit is vir my pragtig, en ek wil jou salute vir die feit dat jy so geduldig is. Jy's 'n geduldige mens. Miskien is dit omdat jy so vinnig was, jy het vinnig by plekke uitgekom, maar jou geduld wat jy het om vir 'n sukses te wag,
Jy moes wag vir jou kind. Jy moes gewag het om in 'n leeutrui te kom. Jy moes gewag het om jy moes eers by 'n klein niks skooltjie begin. Ek wil nie niks nie. Ek meen in die sin van was nie een van die high profile skole nie, maar jy het geduld gehad. So vir dit alles wil ek vir jou sê well done en dankie vir absoluut wat jy vir ons op die velde beteken. Jy het pragtige rugby gespeel. Jy het ons baie bly gemaak en I salute you. Jy's 'n fantastiese mens en baie dankie vir alles wat jy vir ons doen. Dankie Werner, dankie vir die geleentheid om dit te deel. Ek verdien niks wat jy gesê het nie. Dis genade van die Here en hy gee vir ons karakter en wat ons het. En dit is regtig my hart dat mense net uit hom uitlewe en deur hom lewe, want dit is waar volheid is. Dit is waar ons lewe vind en ek dink dis ook hoekom ek rustig kan wees, is dat ek weet net daar's rustigheid by die Here. So voorsiening en alles is in sy hande, so ons hoef nie te stres nie. Amen to that. Dankie vir jou tyd op die koekplek. Dankie Werner. Beautiful. And I'm starting it by grabbing this ball because you'll see it says under 15-18, 1999 to Wayne, thanks for the season from your under 15-18 team. That's in 1999. And for me, the Koekplek moment is, and everyone signed it as well, is the guys talking about this. And 99 is just a few years for you out of school. From a guy coming from a very tough background to come and do this is for me Koekplek moment itself, because for me it's a I'm also coaching and I'm also with kids, and this is hope. All the signatures are hope. You gave each one hope because each one says thank you for what you did for them. Doing it from where you come is even better than from where I'm coaching guys. And for me, that's a Koekplek moment because it tells me so much about who you are as a person and how solid you went, even with everything around you. You just said, "Quah, let's go," and you hit it hard and you changed lives. And most probably you don't have even contact with one of those boys today. No, unfortunately I don't. But you gave hope, and for me, I think my Koekplek moment is hope. That's the word that I pull out of this, is the fact that you can, from nothing, you still get hope. From not being nothing, you found a family. From not nothing, you went out and you're a successful man today in business. You're privileged to your children. But more so, I always say to people, like you say, oh, we want to talk about our kids. Brag about your kids. That's the best thing you can do. It's the best thing you can do because it builds character. It builds, with my kids as well, I love bragging about them because what they're doing is amazing. And you're doing it, Wayne. And that's my Koekplek moment. You are Mr. Hope. You're a guy that comes out of very bad and you just hit it very, very hard. So I'm privileged to know you as a friend for close to 30 years. Feelings mutual. Yeah, thank you. And thank you for being on the Koekplek as well with me. Pleasure. And can I just close with 100%, you can go for it. Everybody that I've come into contact with, everybody, and they know who they are. They know who they are. There's a very special guy swimming in Cape Town at the moment, and when he sees this, I'm not going to mention his name. He's been very influential in my life. And everybody, like everybody, if I haven't mentioned you and you just so happen to look this speaking about his experience, I just want to say thank you to everybody, including you, Cook, for giving me the platform to talk and reminisce. It's always lekker, and you know what? All the people I've rubbed shoulders with, whenever I see them again, it's like we've never left, and you make lifelong friends. And I just want to say that I'm so appreciative to every single one of them. Stunning. Stunning. Thank you for being on the Koekplek. Thank you. And I'm going to end the show. That was full, by the way. This was full. By saying out of the Koekplek, but now we'll go for the glass cookie jar at the Koekplek. Nou ek kan seker 'n bietjie bias wees want ek ken jou baie goed en baie jare, maar ek wil vir jou eerstens geluk wens vir die feit dat jy 'n persoon is wat deurbeklei. Ek dink daar's min ouens wat deur die stelsel, en ek praat nou van jou jong mens lewe wat deurgekom het wat vandag hier kan sit en 'n verskil in mense se lewens wil maak. So dis vir my baie belangrik dat ek jou eerstens geluk wens vir die feit dat jy dit gedoen het en dat jy as 'n wenner uit die drugwêreld uitgekom het. Maar tweedens, I want to salute you dat jy's absoluut, jy staan in deernis en in vastigheid
met waarin jy vasglo en ek het jou al langs aan mediese veld gesien waar jy kom ons met 'n Engels geoperate het, hoe jy die dinge doen. There's only one way. Jy staan nie af van dit af nie. En dit is altyd vir my, ek voel baie veilig as ek sien Jacques langs die veld, dan weet ek whatever daar met my speler gaan gebeur, gaan die regte besluit gemaak word. Dis nie 'n halfway en jy maak nie saak wie vir jou gaan sê, maar die gaan jy net sê hier's die probleem, ek hanteer dit so. Dis die tipe mens wat ek jou ook ken as dit. As jy het nie grys gebied nie, alhoewel jy seker die persoon is met die grootste liefde. Ek het lanklaas mense met soveel liefde gesien. Ek onthou in ons COVID jare, wat almal so sukkel en niemand by winkels en alles, toe kry jy 'n klomp hoeveelheid mins wat iemand vir jou gegee het. En die eerste ding wat jy wil doen is jy wil vir my en die vriende om jou uitdeel. Dis die mens wat jy is en vir dit wil ek jou absoluut salute. Jy's 'n fenominale mens in hoe jy dinge doen in die lewe en ek is baie lief vir jou, dankie. Nee, dankie. Lekker, dankie dat jy die koekblik was. Nee, dankie dat ek hier was, ja. As jy my sal toelaat om 'n koekblik oomblik te hê en gaan we net 2 secondes. Ja. Jy het my op hierdie journey genooi. Terwyl ek deur 'n baie harde tyd gegaan het en nog steeds gaan. En mense sien hierdie groot man koekies verder. Koekemoer en mense sê altyd groot man klein hartjie, maar vir my die koekblik oomblik met jou is dit jy's 'n groot man met 'n groot hart. Dis soos hierdie hart is soos hierdie Hawaii busse, daar's altyd plek vir nog ene. En vir my die koekblik oomblik is dat jy die mense geleentheid gee om hulle stories te vertel en die mens wie jy is daai man met liefde om te gee en as jy my styf vasdruk en vir my hallo sê, is dit maak my dag. En jy's 'n fenominale mens en bly die mens weer. Wow, dankie. Dankie vir jou. I love it. Dit is vir my lekker om die journey met jou te loop en ek en jy gaan sien baie plekke en ons doen baie dinge en dit is lekker om jou te kan trek en ons vat al die eienaars en ons vat al die lekkers en ons sit dit alles ook in ons eie koekblik en dankie vir die mense wat jy ook is en dit is daar's baie harde werk. Ek dink nie mense besef wat in die koekblik ingaan nie. Daar's baie werk en partykeer is 'n sound nie reg nie, 'n klank in die agtergrond of iets, maar dis ons journey en dis ons ding en dis ons koekblik. Elke ou het sy eie koekblik. So ek waardeer jou en dankie vir die pragtige woorde. Jy's 'n amazing mens. Dankie. Baie dankie. Great.